Vandag gesels ons oor iets met betrekking tot elke kombuis. Hoe om jou groente en vrugte langer vars te hou. Die sogenaamde urban farmer, Trixie van Niekerk, is vanoggend hier in die ateljee en sy deel 'n paar praktiese wenke. Welkom terug hier by ons. Hallo, dankie Elsa. Trixie, wat is die grootste fout wat mense maak wanneer hulle groente of vrugte bære? Die fout wat hulle maak, meeste van die tyd is om dit nie te verwerk nie. Meeste van die tyd as jy iets wil lank laat hou, moet jy dit op een of ander manier verwerk. Daar is seker goed wat jy nie hoef te verwerk nie, soos byvoorbeeld om goed te vries is die maklikste, en pampoen en wortels is maklik om te vries, jy sny dit in blokkies en jy vries dit net. Maar iets soos boontjies word swart as jy dit vries. So boontjies moet jy eers 'n bietjie kook, vinnig, 3 tot 5 minute, want jy kook net daai sekere ensiem dood, wat gaan maak dat die boontjie swart word. So jy kook hom, en dan moet jy hom daarna baie vinnig afkoel met koue water en ys, want dit maak nou weer seker, dat hy mooi groen bly. So ek sou sê, die foute wat mense maak, is dat hulle nie altyd presies weet, want ons het nie almal huishoudkundiges swat nie, so almal weet nie presies, wat doen elke groente in die vrieskas of in 'n bottel nie. So dit is belangrik om dit te weet voor die tyd. En watter vrugte of groente kan in die yskas gehou word en watter kan by kamertemperatuur, ek wil amper sê, aanpas? Ja, kyk, dit hang nou af hoe jou groente werk. Ja. Soos iets met 'n dik skil, soos 'n lekker groot boerpampoen. Hulle hou lank. Jy hoef nie noodwendig jou boerpampoen te vries nie, want 'n boerpampoen hou lekker lank, solank hy koel is en in die donker spens is, dan gaan hy lank hou. Iets anders weer soos eie en knoffel, dis ook iets wat net gestoor kan word in die spens, maar jy moet seker maak dat as jy nou jou eie uitgetrek het, maak seker hulle is mooi skoon, al die grond is af, maak seker hulle is heeltemal droog, en laat hulle eers droog word, nie in direkte son nie, laat hulle droog word, en daarna kan jy hulle na jou spens toe vat. So daai goed is maklik, aardappels ook, aardappels moet net nie son kry nie, anders word hy groen. So daai tipe van goed is maklik om te stoor, dit hoef jy nie noodwendig altyd te vries of te verwerk nie. Nou hier is 'n skinkbord op die tafel met 'n hele paar botteltjies. Verduidelik gou vir ons, wat is hier aan die gang? Okay, ek het net gou 'n paar voorbeelde gebring, net sodat mense kan sien wat is alles moontlik. Ja. So die mees ooglopendste een is die goed wat jy droog. Ons almal weet jou kruie, so roosmaryn, timie, salie, al daai tipe van goed kan jy droog, en dan as jy dit klaar gedroog het, dan maak jy dit fyn met ietsie, en dan hou jy dit in jou speserybotteltjie. So gedroogde goed stoor baie lank, dit kan maklik 'n jaar hou. Ja. So droog is die maklikste, maar dit is nie net kruie wat jy droog nie. Jy kan ook, hier is byvoorbeeld rissievlokkies. En as jy iemand is wat hou van daai warm goed en van daai bietjie crunch, jy weet, dan sal jy nou byvoorbeeld jou rissies vat, jy sal dit droog en dan sal jy dit opsny in vlokkies en ook in 'n speserybotteltjie hou. So dis nou maar net 'n paar voorbeelde van gedroogde goeders. Jy kan baie ander goeders ook droog wat ek jou nou sal vertel. Hierdie is wat ons noem poor man's kuipers. Ja. Dis nie regte kuipers nie. Regte kuipers is ook 'n plantjie, maar hy's baie duur om te koop in die winkels. Maar hierdie is kappertjiesaad. So as jy kappertjies gegroei het in jou tuin, jy oes daai saadjie, daai groen saadjie, as die blommetjie doodgaan, oes die groen saadjie. En dan sit ek dit net in 'n botteltjie in asyn in die yskas. En wanneer ek 'n slaai maak en ek het nie olywe nie of so, dan gooi ek 'n paar van dit by, of 'n pizza. Want jy weet daai kuipers sit hulle mos altyd op daai seekos pizza. Nou as jy nou nie kuipers het nie, dan maak jy nou vir jou poor man's kuipers. Dis interessant. En dan ander goed wat jy kan doen is nou natuurlik konfyt kook. Ek het 'n arbei konfyt hier, maar jy kan van enigiets konfyt kook. Jy weet, perskes, vye, tamatie konfyt. Konfyt is nou weer iets wat suiker bevat. So dit is die preserveermiddel wat jy gebruik. Jou preserveermiddels is asyn, suiker, sout, heuning, alkohol. Jy het 'n paar opsies.
Dan het ek ook curryboontjies, dis nou weer 'n bietjie van 'n proses. Dis nou waar jy eintlik moet vir mense wat goeders wil inlê of soos in Engels sê canning. Dis 'n bietjie van 'n proses. Dit moet jy leer. Jy moet bietjie gaan kyk op die internet of jy moet kyk of jy 'n werkswinkel kan gaan doen by iemand of leer by jou ouma. Jy weet, hulle gaan jou baie mooi kan wys hoe om in te lê. Ja, wel Trixie, die ding is, die tyd het ons nou ingehaal, maar miskien moet jy maar weer kom kuier dat ons oor die res kan gesels. Ja. Maar baie dankie vir die wenke wat jy vanoggend gedeel het. En Jane and Ruby is 'n kinderboek wat inspirerende temas verken. Roseanne gesels net hierna met die skrywer oor hierdie interessante boek. Bly net waar jy is.